Ek lees net eers vers 1 van hoofstuk 1 ook. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Wat hy daarmee sê is dat Paulus het die skryfwerk gedoen, maar hy is 'n boodskapper van Jesus Christus. Dit wat hy hier neerskryf, kom van Christus. Geïnspireer deur die Heilige Gees. Dis God se openbaring. Dit is nie maar Paulus se opinies nie. Dis belangrik om te weet aan wie hy skryf. Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Hy skryf dus aan almal wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. As hy dus praat deur die res van die brief van ons, dan bedoel hy ons wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Kom ons lees hoofstuk 2 se eerste 10 verse. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewens gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dit is die woord van die Here. As jy wil, kan jy jou Bybel oophou en dan sal jy sien hoe ons deur hierdie stuk die boodskap kry. Ek het dit ook baie laat in my lewe eers regtig besef en ek wil vir jou vra, het jy besef dat mense wat in Jesus Christus glo reeds klaar uit die dood uit opgewek is? Dis wat ons gelees het. Dit is wat die Heilige Gees getuig deur hierdie brief van Jesus Christus se apostel wat hy in die tronk sit en skryf aan die gemeente in Efese en wat hy skryf aan elke gemeente en alle gelowiges wat dit lees oor die wêreld heen en in alle tye. Ook vir my en vir jou en vir ons vandag. Hierdie hele gedeelte, hierdie hele 10 verse is in die oorspronklike Grieks eintlik net een lang sin. Nou weet julle hoe werk so 'n lang sin? Hy het 'n hoofsin en dan het hy 'n klomp goed wat tussenin kom as bysinne. Die hoofwerkwoord van die hoofsin hierin is vir vers 5. Dat hy ons lewend maak. Hy sê baie goed in hierdie gedeelte en ons gaan daarby stil staan. Maar die kern hiervan is dat hy ons lewendig gemaak het. Ons wat dood was, het hy lewend gemaak. En nou kan ons 'n paar vrae hier gaan vra en dis wat ek graag dan wil doen en dit kom ook logies uit die stuk voor. Eerste vraag is, lewend gemaak, regtig? Was ons dan dood? Deur wie? Hoe? En hoekom het hy dit gedoen? En wat is die gevolge dan daarvan? As hy ons uit die dood uit opgewek het? Ja, lewend gemaak.
Wie is almal lewend gemaak? Wel, hierdie woorde is geskryf, hierdie hele brief, aan hulle wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. Dit beteken dat hulle wat in Christus glo en daarom aan God behoort, dat dit hulle is wat lewendig gemaak word. Net hulle, maar almal van hulle wat aan God behoort en in Christus glo, het hy lewendig gemaak, opgewek uit die dood. En nou dink mens dalk, hy verwys na daardie opstanding wanneer Jesus Christus weer kom. Maar dis baie duidelik nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Hy praat glad nie oor die wederkoms nie, hy praat glad nie oor die opstanding van die liggaam nie. Die werkwoord is in die verlede tyd. Nie dat hy ons gaan lewendig maak nie, maar dit is in die verlede tyd. Dis nie in die toekomstige tyd nie, dit is in die verlede tyd. Dit is iets wat hy klaar gedoen het. Dit is iets wat volledig afgehandel het. So volledig afgehandel het, dat dit vir altyd 'n effek het. Ons is klaar lewendig gemaak, om aanhoudend lewendig te bly. In Efesiërs 1, waaruit ek 'n deel van ons gebed geneem het, vra ons dat die Heilige Gees ons geestelike oë sal oopmaak, dat ons kan besef hoe geweldig groot die krag is, wat God in ons uitoefen, en dan staan daar in Efesiërs 1, dieselfde krag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood uit opgewek het. Daardie krag, om 'n dooie uit die dood op te wek, daardie krag werk in ons, en ons vra dat die Heilige Gees ons oë sal oopmaak, om dit te besef. Maar as God, hulle wat glo in Christus en aan God behoort, lewend maak, dan beteken dit mos dat ons voorheen nie lewendig was. Dat ons dood was. En dis presies sy bedoeling hier. Dis tog wat ons gelees het in vers 5 en vers 6. Ons wat dood was in ons het hy lewendig gemaak. Hy het ons opgewek uit die dood. Selfs die katekisasiekinders fokus baie mooi daarop om te praat dat jy kan lewendig wees en dood gelyktydig. Dis wat hier gebeur, dat jy liggaamlik lewendig is, maar geestelik dood. Die eerste 3 verse wat ons gelees het, maak dit duidelik. Dat voordat hy ons lewendig gemaak het, was ons dood. Soos hy daar staan, julle was dood as gevolg van julle oortredinge en julle sondes. Dis waarteen hy vir Adam en Eva gewaarsku het. Ongehoorsaamheid sal lei tot die dood. En dit het. Dadelik het hulle geestelik gesterf en is hulle uit God se teenwoordigheid uitgeban. Deur genade het hy hulle liggaamlik nog 'n rukkie laat lewe, sodat daar kans is vir genade, kans is vir bekering, kans is om terug te kom na hom toe. Sodat hulle nie dadelik geestelik en liggaamlik dood is en daar vir hulle geen hoop sou wees. Die dood het inderdaad gevolg as 'n straf op sonde. Nie net eendag die liggaamlike dood nie, die geestelike dood, weg van God, want hy is die bron van lewe, en as jy van die bron van lewe af weg is, dan lewe jy nie meer nie. Hierdie deel van die sin is geskryf in die huidige tyd, nou reeds. Weens die sonde is alle mense geestelik dood. Klaar. Kapot. Sonder enige vermoë om enigstens te kan reageer. Selfs as God die lewe aanbied, sou 'n dooie nie kon reageer nie, want hy's dood. Hierdie is nie fiksie soos in die zombieflieks nie. Paulus praat nie van figuurlike taal nie. Dis die waarheid met God se openbaring. Ons loop dalk nog rond met lywe wat lewe, maar geestelik is die mens 'n lijk. Dit geld vir elke een
wat sonder waaragtige geloof in Christus lewe. Selfs al het ons groot geword in die dampkring van God se genade, as kinders in die verbond, as ouers wat glo, selfs as ons lewe as getroue kerkmense, sonder wedergeboorte, wat hoorbaar oorgaan in die geloofsbelydenis, sonder wedergeboorte wat oorgaan in 'n aktiewe, toegewyde lewe van geloof, is die mens geestelik dood. In hierdie gedeelte het ons 3 kenmerke gekry van hoe lyk so 'n geestelik dooie lewe. Die eerste kenmerk is dat jy gelewe het soos die sondige wêreld. Kyk maar of jy die merktekens van die wêreld kan sien. Die wêreld waar daar nie meer reg en verkeerd is nie. Alles word maar aanvaarbaar gemaak. Selfs in kerke word God se eis op gehoorsaamheid stilgemaak met 'n sogenaamde liefde dat ons maar alles moet aanvaar en alles maar moet goedkeur. 'n Minagting van God se wil, die wêreld. Gebruike selfs in kerke wat meer fokus op waarvan mense hou as wat dit gaan oor die waarheid en die oorlewering uit sy woord uit. Die wêreld wat so besig en gejaagd en self gefokus is, dat daar nie meer tyd is vir stil wees by God nie. Nie meer tyd is om stil te wees by mekaar voor God nie. Dat daar nie meer tyd is om diensbaar te wees aan ander en om in die gemeente betrokke en te werk om God se liefde hier juis sigbaar te maak nie. Kyk maar hoe die wêreld wat geestelik dood is, mense bloot as voorwerpe beskou. En hulle dan gebruik vir 'n uitbuiting ter wille van persoonlike gewin of politieke mag of ekonomiese voordeel, sosiale gewildheid of 'n seksuele misbruik. Dis hoe die dooie, sondige wêreld lewe. Maar die tweede kenmerk is dat iemand wat geestelik dood is, gelei word deur die vors van die onsigbare magte. En dan bedoel hy daarmee die duiwel self. Hy sit agter die oorsprong van alle oortredinge en sonde en daarom ook die gevolge van sonde, die dood. Hy is die verleier. Hy is die vader van die leuen, wat kans vir ongehoorsaamheid en sonde so aantreklik maak en uitlokkend maak en dit dan op ons drempel vir ons kom neersit. Maar kyk mooi wat hier staan. Dit was ons. Dit is die mens wat ons deur hom laat lei. Dit is Adam en Eva wat kies wie hulle glo. Of hulle God glo of hulle die duiwel glo. So is dit die mens self wat besluit en kies en hom laat lei. Die duiwel verlei, maar dit is die mens wat kies om te luister. Daarom is dit die mens wat ongehoorsaamheid. Dis nie die duiwel se skuld nie. Hy het skuld van sy eie. Dis nie the devil made me do it nie. Dit is die mens self wat hom laat lei. En weet jy, in hierdie nuwe vertaling wat nou nie een lang sin is nie, slaan hy hier baie reg oor van hulle na ons toe. Tot nou toe het Paulus geskryf as 'n ware dat hy geskryf het van die gelowiges uit die heidene nasies uit, hulle wat nie Jode was nie, hulle wat groot geword het sonder die verbond. Want dit is daarom so dat die Jode dalk nie soos die sondige wêreld so erg was of hulle so erg laat lei het nie, asof hulle sou dink nee, ons is daar 'n bietjie anders, maar dan sê hy nee. Julle skuif na ons toe. En dan sê hy ons wat in die verbond groot geword het, ons is in dieselfde geestelike lykshuis as al die ander. Ons dink partymal dalk dat ons wat in gelowige huise groot geword het, in die verbond groot geword het, dat ons lewens daarom nooit so gruwelik lelik was nie. Maar my liewe broer en suster, wat die Bybel hier sê, is nie dat daar 'n gevaar is dat ons dalk sou dood wees nie. So asof jy nou 'n bietjie dood en 'n bietjie lewendig kan wees nie. Hy sê ons was almal
dood in die sonde. Dit lyk dalk op 'n ander manier, maar weet jy kan net so ver van God af wees in die kerkbank as wat jy daar buite is. Vir ons oë, maar God weet die verskil. Nee, sê hy, almal, alle mens, geestelik dood. 'n derde kenmerk is juis dat die wat nog nie opgewek is in Christus nie, mense wat geestelik dood is, se lewens word oorheers deur hulle eie sondige begeertes. Om te doen waarvoor 'n mens lus is. Om net te fokus op dit waarvan jy hou. Om net so ver te gaan in jou geloof as waarvoor jy kans sien. Sodat jy in beheer bly en nie totaal oorgee en kyk waarheen God met die ding gaan, al weet jy glad nie. Dit kan nie duideliker wees nie. Dis nie die wêreld se skuld nie. Dit is nie die duiwel se skuld nie. Dit is die mens wat agter sy eie sondige begeertes en luste aanloop. Selfgesentreerd. Om aan onsself meer te dink as wat ons aan ander dink. Om die gawes wat God vir ons gee, wat eintlik vir die gemeente ook bedoel is, by te steel en vir onsself te wil hou. As ek hoor van teëspoed, dan is ek altyd eers te bly dat dit tog net nie ek was nie, dat ek skotvry daarvan was. En dat ek later nie die pyn en die seer van ander kan beleef en aanvoel nie. Alles gaan dan oor my en oor my mense. Ek en my huis. Ek en my volk. Ek en my gewoontes. Ek en my voorkeure. Selfs ten koste van ander. Dat dit waarvoor God 'n mens wil gebruik as gawe om hom te verteenwoordig in ander se lewens, nie meer eers te kom nie. Maar ek en myself. Inderdaad, as jy jouself hierteen spieël, dan is jy seker op dieselfde plek as ek. Ons was dood in ons sonde en ons oortredinge. Dit maak nie saak wat ons van onsself dink nie. Dis wat die Bybel sê. Geleef soos die wêreld, gelei deur die duiwel, gedoen net waarvoor ons lus is. Soos alle mense, en dit skryf hy hier, soos alle mense verdien ons eintlik ook maar net een ding, dit is die ewige verdoemende straf van God. Die benarde, die benoude, die hopelose waarheid, dat alle mense dood is in die oortredinge en sondes. En as jy nou dink, hierdie boodskap is baie neerdrukkend en hopeloos, nee, wag 'n bietjie. Dis juis teenoorgestel. Onthou, die hoofwerkwoord in die sin is dat hy ons lewend gemaak het. Dis waaroor dit eintlik gaan. Wie? Hoe het dit dan nou gebeur en waarom? Wel, in die eerste plek moet ons besef dat dooies kan hulle self nie help nie. Dooies kan nie eens die hulp aanvaar as iemand dit aanbied nie. Dood is dood. Moenie dat die ape julle pla nie. En vir julle wat inskakel, dit het nou niks met die preek te doen nie. Dis net omdat die ape op die venster is. Kom ek begin weer. Nie heel voor nie. Dooies kan hulle self nie help nie. Dis absoluut genade. Dit is God wat besluit, hierdie een maak ek lewendig. Net die lewende God kan lewe uit die dood bewerk. Hy het ons saam met Christus lewend gemaak. Hy het ons saam met Christus opgewek uit die dood. Saam met Christus. Want weet jy, sonder die versoening wat Christus bring, sonder die afkoop van die sonde, skuld en die verwydering wat dit gebring het tussen ons en God, kan daar nie lewe wees nie. Wanneer jy van die lewe afgesny is deur sonde, is jy dood. Die sonde se afsny moet eers weggevat word. Dan kan daar weer lewe wees, omdat jy dan weer by God kan kom. Jesus wat die weg en die waarheid is. Jesus wat deur sy geskeurde liggaam vir ons 'n pad maak om weer by God te kom. Want hy is die bron van lewe. Daarom in Christus. Saam met Christus opgewek uit die dood. Christus se losprys het ons by God gebring, die bron van ons lewe wat ons dan opwek. En daarom kry ons deel aan hierdie lewe deur die geloof wat hy in ons werk. Die geloof, die opwekking, die lewend maak. Alles 'n geskenk.
Sonder 'n klein ou stukkie bydrae van my en jou, soos ons gelees het in vers 5. Uit genade is julle gered. Inderdaad uit genade, deur geloof, nie iets uit onsself uit nie, dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk van God. En selfs nog meer as opwek uit die dood, saam met hom, 'n plek in die hemel. Daardie volkome saligheid by God self, in sy ewige heerlikheid, dit kom saam. En waarom sou God dit doen? Hy is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief, het ons gelees in vers 4. God se liefde. Daarom. Nou goed, kom ons vra in die laaste plek, as ons dan nou lewendig gemaak is in Christus, as ons saam met hom uit die dood opgewek het, wat dan is die gevolge daarvan? Wat nou? Wat is ons nou staan ons te doen? Dink nou net eers 'n bietjie aan die kontras wat jy sou sien as jy deur die lijkshuis stap en een van die lyke word lewendig. Sal jy die verskil kan sien tussen daardie een wat lewend gemaak is en die ander wat nog dood lê? Nou net so duidelik moet die verskil wees tussen ons lewe en die lewe van die wêreld daar buite. So duidelik soos die verskil tussen lewe en dood. Kom ons kyk na 'n paar kenmerke van so 'n opstandingslewe. In die eerste plek, die gesindheid van jou lewe. Ons hele lewe, ons gesindheid waarmee ons na dinge kyk, ons gedagtes, ons woorde, ons dade, moet baie duidelik getuig daarvan, van 'n absolute dankbaarheid, 'n nederigheid, 'n afhanklikheid van God, want dit is hy wat ons lewend gemaak het. Ons het geen bydrae daaraan gelewer nie. Niks om op trots te wees nie. Niks om te dink dat jy beter is as anders nie. Geen hoogdrawendheid nie. Absoluut niks, want alles was net van hom af. Soos ons in Galasiërs 2 vers 20 lees, dat dit Christus is wat in ons lewe. Nie meer ek nie, maar hy. En dat ons lewens daarom dan die gesindheid sal wys wat Christus gehad het en het, soos ons in Filippense 2 leer. In nederigheid, om ander hoër te ag as jouself. Om nie aan jou belange eerste te dink nie, maar aan die ander. Wanneer jy saam met Christus uit die dood opgewek is, sal sy gesindheid in jou duidelik sigbaar word, soos die verskil tussen 'n lijk en 'n lewende. En as hierdie gesindheid van nederigheid nie in jou wys nie en nie al meer word nie, dan is daar fout. Daar is heeltemal te veel mense in kerke wat in bombastiese boeliegedrag, hoogwaardigheid dink alles is oukei. Die gesindheid van Jesus Christus moet wys in iemand wat geestelik lewendig is, anders is jy in die kerk met 'n geestelike lijk te doen. Die gesindheid van Christus sal wys. Die tweede plek wat ek wil uitkyk is die lewensuitkyk. Dat jy nie meer na die lewe kyk soos 'n dooie nie, maar soos 'n lewende. In 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 is daar 'n pragtige deel van hoe Petrus dit uiteensit, dat die nuwe lewe wat ons ontvang uit Christus se opstanding, is vir ons 'n lewende hoop, 'n absolute sekerheid op die allerwonderlikste erfenis wat reeds vir ons gereed is in die hemel. Die sekerheid van hierdie erfenis in Christus bring in ons dan, skryf hy, 'n onuitspreeklike heerlike blydskap, wat selfs nie deur 'n tydjie se swaar kry en lyding uit ons gesteel kan word nie. Daarom, vir die wat saam met Christus uit die dood opgewek het, getuig ons lewens van blydskap en vreugde, van 'n opgewondenheid, van 'n huppel in jou stap, van 'n borreling in jou hart, van 'n dans van jou tong.
Dit pas nie meer by ons wat opgewek is uit die dood, om negatief en pessimisties te wees nie. Selfs al val alles onder ons bene weg. Selfs al ry jy hoppelend gaan log en galoppend deur potholes. Niks kan meer jou liefde van Christus wat in jou die blydskap werk stilmaak nie. Die opgewondenheid. Want iemand wat in Christus opgewek is uit die dood, kyk by die onreg verby en die lyding en die wanhoop en ons sien iets daarachter raak wat baie groter en baie wonderliker is. Ons kyk nie meer net in die sigbare vas, soos Paulus skryf in Korintiërs nie, maar ons sien die onsigbare. Oopgemaak ons geestelike oë deur die Heilige Gees. Dan sien ons geen wanhoop meer nie. Ons sien 'n heerlikheid. Die allerwonderlikste erfenis vir elkeen wat glo en uit hierdie dood opgewek is. Bring mens by 'n derde kenmerk van iemand wat saam opgewek is uit die dood saam met Christus. Julle ken die algemene spreekwoord wat sê God het jou lief soos jy is. Dis nie waar nie. Want soos jy is jy dood in jou sonde en jou oortredinge. En God haat dit. Wat jy wel sou kon sê is dat God jou liefhet waar jy is. En dat hy jou dan daar lewendig maak uit die geestelike dood waarin jy is. Wanneer jy in hom glo, daar waar jy is, maak hy jou lewendig en verander hy jou al meer en meer en meer om soos Jesus Christus te lyk. Hy los jou nie waar jy is nie. Hy gaan haal jou waar jy is. Hy maak ons geestelik lewendig. En dan sê Paulus in 2 Korintiërs eintlik, dan herskep hy ons as 'n nuwe mens. Hy sê daar, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ons het in vers 10 gelees, dat God ons opgewek het, in Christus nuut geskep het, om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dis waaroor hy ons reg van die begin af uitgekies het. Dit is ook in hoofstuk 1 vers 4 waar daar staan, heilig en onberispelik moet ons wees. Jy sien, goeie dade, en om te leef soos 'n gelowige, bring nie verlossing en opstanding uit die geestelike dood nie. Want iemand wat geestelik dood is geestelik dood. Maak nie saak wat hy doen. Maar opwekking uit die dood deur wedergeboorte in geloof sal altyd lewe bring wat goeie werke doen. Dis nie die goeie werke wat die lewe bring nie. Dis die lewe wat dan die goeie werke bring. Dit is die kenmerk van iemand wat saam met Christus uit die dood opgewek is. Later in hoofstuk 4 lees ons dat ons wat saam met Christus opgewek het uit die dood het, sê hy, hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe soos nuwe mense wat as beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Kan jy sien waarom ons nie van die woord van God af kan weggaan nie? Want dit is hier waar ons sy wil leer. Hoe lyk 'n lewendige mens? 'n Mens wat uit die dood uit opgewek het saam met Christus? Hy lewe volgens die wil van God. Met ywer wil hy die wil van God leer ken. Soek hy daarna en doen hy dit. Kom ek sluit af presies daar waar ek begin het. Die hoofwerkwoord van hierdie hele lang sin is dat God ons lewendig gemaak het. Klaar. Ons was dood weens ons oortredinge en sondes. Maar uit sy barmhartigheid en uit sy genade, uit sy liefde uit, het hy ons lewendig gemaak saam met Christus, saam met hom opgewek uit die dood uit, en saam met hom 'n plek gegee in die hemel. Wow. Nie eendag nie. Klaar gedoen. Volledig afgehandel. En hou dit so in stand. Nou reeds. En vir altyd. Ja, ons liggaam
Ons liggaam sal eendag nog doodgaan, maar ons gees kan nooit weer sterf nie. Glad nie. Nie eens vir 'n oomblik se oogknip nie. Ons is saam met Christus lewende gemaak, opgewek en ons kan nie meer sterf nie, want hy kan nie meer sterf nie. Soos Romeine 6 vers 9 sê, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek het, as hy dode is, nie meer kan sterf nie, die dood heers nie meer oor hom nie. Die dood het geen houvas oor hom nie. Jy staan nie 'n gelowige af aan die dood nie. Nooit. Die dood kry niks. Die liggaam vergaan en hy sal later weer opstaan wanneer Christus terugkom, maar die gelowige self, jou gees gaan nie dood nie. Hy kan nie, want hy het jou opgewek uit die dood uit saam met Christus, kan nie meer sterf nie. Dis die implikasie wat hier staan, en daarom moet ons lewens dit wys. Ons wat in Christus glo en wat aan God behoort, is saam met hom lewendig. Ons het 'n plek in die hemel. Laat ons dan daarop toelê om nie meer onsself soos dooies te gedra nie. Nie meer soos die wêreld nie. Nie meer luister na die verleidinge van die duiwel nie. Nie meer agter ons eie begeertes aanloop nie. Onder die heerskappy van die Gees, lees ons in Galasiërs 5, kan ons dit teenstaan en oorwin. Laat daar dan 'n kontras wees tussen jou lewe en die lewens om jou. 'n Kontras in jou gesindheid van absolute nederigheid, want God is groot en ek en jy niks. 'n Positiewe, passievolle hoop wat dwars deur al hierdie ou lewe se gemors agter dit God en sy heerlikheid en sy toekoms kan raak sien en weet jy is deel daarvan. En om nou te lewe op so 'n manier dat sy beeld duidelik sigbaar word in hoe jy lewe soos wat hy wil. Kom ons wees 'n vertoonvenster, 'n tentoonstelling van hierdie geweldige genade. Dat tussen 'n wêreld van mense wat geestelik dood is, daar hierdie duidelike, heldere lig sal skyn van lewendes. Saam met Christus het hy ons uit die dood van ons oortredinge en sondes opgewek en 'n plek in die hemel gegee. Lewe dan in hom. Laat sy lewe in jou opbeur in 'n positiewe, vreugdevolle blydskap wat deur niks en niemand gesteel kan word nie. Wees die helderste lig van lewe in die donkerste nag van dood. Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. En in hom ook elke een wat aan God behoort en in Christus glo. Amen. Onse Vader in die hemel, Here, ons wil net stil wees. Hierdie is regtig vir ons meer as wat ons kan net sommer inneem. En ons vra regtig, Here, maak ons geestelike oë oop om te besef wat dit alles inhou. Dit wat U hier sê. Maar baie meer nog, Here, vra ons dat U dit by ons verstand sal verbyvat. Dat U dit in ons hart sal inbring, in die emosies, dat U dit in elke wesensstukkie van ons, elke veseltjie van ons lewens sal laat grondvat en sal laat wortel skiet en sal laat groei, dat ons lewens hiervan sal getuig, nie omdat ons daaraan dink en dit onthou nie, maar omdat ons dit is. Help ons, Here, om nie meer self te lewe nie, maar wil U in ons lewe. Ja, maak van ons getuies
van die lewe van Jesus Christus. Die lewe wat U in ons opgewek het, saam met hom. Deur dieselfde krag waarom U hom uit die dood uit opgewek het, wil U met daardie krag ons lewens vat. En U self daarin tentoonstel. U weet ons kan dit nie self doen nie. Maar Here, wil U in ons 'n passie en 'n ywer sit om te wil. En wil U dan deur U Gees dit in ons bewerk. Dat ons lewens sal sing van die nuwe lewe. Sal sing tot U verheerliking. In Christus. Die eerste wat uit die dood opgestaan het. Amen.